Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 13 Maart. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie dat U ons elke dag gelei het tot op vandag se studie. Liewe Heer, ons sê vir U dankie dat ons in vrede saam mag bestudeer. Lei ons asseblief deur U Gees en maak hierdie tyd vrugbaar. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir verdere studie gaan ons aanhalings lees uit Ellen G. White, Die Handelinge van die Apostels, bladsy 476 tot 478. Wanneer die Gees van God verstand en hart beheers, sing die bekeerde siel 'n nuwe lied, want hy besef dat die belofte van God in sy belewenis vervul is, dat sy oortreding vergeef, dat sy sonde bedek is. Hy het sy berou teenoor God bewys vir die skending van sy wet en geloof teenoor Christus, wat vir die regverdigmaking van die mens gesterf het, omdat hy, volgens Romeine 5 vers 1, dan uit die geloof geregverdig is, het hy vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Maar omdat hy dit beleef het, is geen rede vir die Christen om te gaan sit en sy hande te vou, tevrede met wat vir hom verrig is nie. Hy wat hom voorgenem het om die geestelike koninkryk binne te gaan, sal ontdek dat al die magte en hartstogte van die onbekeerde natuur deur die magte van die koninkryk van die duisternis gesteen teen hom gekant is. Elke dag moet hy sy toewyding vernuig. Elke dag teen ongeregtigheid stry. Ou gewoontes, oorgeerfde neigings om kwaad te doen, sal stry om die oorhand te verkry en daarteen moet hy voortdurend waak en in Christus om die oorwinning stry. Ons groot behoefte is aan die krag van 'n hoër, reiner, edeler lewe. Die wêreld neem te veel van ons gedagtes in beslag en die koninkryk van die hemele te min. In sy pogings om die ideale van God vir hom te bereik, moet die Christen oor niks wanhoop nie. Geestelike en sedelike volmaaktheid word deur die genade en krag van Christus aan almal beloof. Jesus is die kragbron, die lewensbron. Terwille van ons stel hy die almagtige werktuie van die hemel aan die werk. By elke stap raak ons sy lewende krag aan. Ellen G. White, Die Handelinge van die Apostels, bladsy 476 tot 478. Vraag vir bespreking. Vraag nommer 1. Wat was vir jou eie ondervinding met die belofte dat jy uit die geloof geregverdig is? Hoe het hierdie wonderlike belofte jou lewe verander? Hoe word hierdie belofte aan die gedagte gekoppel dat jy ook saam met Christus opgewek is? Vraag nommer 2. Wat beteken dit vir jou om hemelsgesind te wees? Is dit meer belangrik as om goed te doen? Waar word die ewewig tussen hierdie twee gevind? Vraag nommer 3. Dink na oor watter invloed jou lewe op ander het. En alhoewel ons neig om hieroor in die konteks van ons individuele invloed te dink, wat van ons invloed as 'n kerk? Watter invloed het jou plaaslike kerk op jou plaaslike gemeenskap? Vraag nommer 4. Lees Kolossense 3 vers 11. Wat behoort dit aan ons te sê oor die eenheid wat ons in Christus behoort te hê? Ons lees en ons sluit af met Kolossense 3 vers 11. Waar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Kolossense 3 vers 11.